elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Dankie Here Jesus, dat ons op so 'n dinamiese en 'n lewende manier U teenwoordigheid in ons lewens kan belewe. Dit is so kosbaar om die waarheid te hoor, want dit roer ons harte, en dit maak ons oë oop, maar dit is lewensveranderend om U in ons daaglikse lewens te ontdek. Dankie vir die besondere voorreg wat ons kan hê om in hierdie salkie by mekaar te kom soos ons doen, wat saam met ons eintlik hier in gees, 'n kamera of op 'n telefoon of 'n televisie moet kyk. Here Jesus, ons het behoefte aan U. Ons het behoefte aan U waarheid en U teenwoordigheid. En ons wil graag hê dat U ons leer wat dit beteken om in U voetspore te stap in ons alledaagse lewe. Dankie vir Elisabeth wat hier is vanaand. Dankie Here Jesus vir haar getuienis en haar lewe oor jare. En dit seën ons so. Ons bid dat U ook deur haar bediening vanaand ons harte sal bedien met U teenwoordigheid en krag. In Jesus se naam. Amen. Dankie Elisabeth. Dis baie lekker om weer hier terug te wees by julle. En ja, vanaand is nie 'n vreeslike openbaring onderwerp nie. Dis eintlik 'n baie praktiese onderwerp. Want Rickert het my gevra, ek moet met julle praat oor hoe om ongetroud te wees en te bly en tevrede te wees daarmee, en nie die hele tyd in jouself 'n stryd te wil hê oor hoekom is ek nie getroud nie. Nou dit is nogals 'n groot ding, want ek het nog nooit daaraan gedink om dit met mense te deel of te dink dat my lewe is so 'n voorbeeld daarvan nie, want ek het ook my dae wat ek 'n bietjie kla by die Here en vra, maar gewoonlik soek ek nie 'n man nie, ek soek eintlik 'n hond. Okay. So as ek vanaand praat oor enkel, daar's verskillende woorde, skat, wat mens kan gebruik. Enkel, ongetroud of alleen en tevrede. Tevrede is 'n groot woord wat in die Bybel gebruik word, en dis 'n plek waar baie mense nie uitkom nie, want daar's altyd 'n bietjie ontevredenheid in jou hart oor goed, en ons gaan dit praat, en ek gaan aanspreek die verskillende goed wat in my lewe al gesurface het, wat sê mens na die oppervlak gekom het, maar kom ons kyk net gou 'n bietjie na die skrif. So, Genesis 1 vers 27 sê, God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. So daar was in God se hart 'n persoon wat hy wil maak, en die persoon het twee persoonlikhede. Okay, manlik en 'n vroulike persoonlikheid, maar hulle was in een. En dit was vir God baie mooi. God het gesien alles wat hy gemaak het, dit was baie goed, en dit was aand en dit was môre, die 6de dag. So aan die einde van die skepping is alles baie goed. En dan kom ons in Genesis hoofstuk 2, waar die 7de dag, God het nou al gerus. En toe sien hy vir Adam, en die Here God sê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So hier identifiseer God iets in die skepping, wat hy gemaak het, wat nog nie voltooi is nie. Nog nie volmaak was nie, nog nie gereed was om te doen wat hy wou gehad het die mens moet doen nie. En wat doen God toe? Toe hy sien dat die mens alleen is. Daar staan nie, en hy het gesien dat die mens is eensaam nie. Hy het net gesê, hy sien die mens is alleen.
En toe sê die Bybel, Genesis 2 vers 19 en 20 sê, en toe het die Here God uit die aarde geformeer, al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy sal noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en die voëls en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens, vir homself, het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. So, dis hoekom ek nou sê, ek vra maar vir die Here vir 'n hond. Want daar is 'n soeke na ons, na iets wat lewendig is, iets wat ons eie is, iets wat aan ons kan behoort. En plante doen nou dit nie vir my nie, maar party mense plaat met plante, maar die Here het al die diere gekyk, en nie een van hulle was vir die mense hulp nie. En toe haal God vir Eva uit Adam se rib, ons ken daai storie. So alleenheid is 'n menslike toestand. Eintlik is alle mense alleen. Want daar's almal van ons, is daar tye in alleenheid, en die Here diagnoseer hierdie alreeds in die tuin van Eden voor die sondeval. En hy maak 'n oplossing. Die oplossing is 'n maat wat by hom pas. Ons noem dit 'n lewensmaat, een wat lewenslang by jou bly tot die dood jou skei, of 'n helper of 'n eggenoot. Iemand met wie jy in 'n verbondsverhouding kan leef. Maar toe kom die sondeval. Sondeval het alles omvergegooi. In plaas daarvan dat Adam die maat wat by hom pas, saam met hom inneem en na die Here toe kom om vergifnis te kry, toe blameer hy haar. Here, hierdie vrou wat U vir my gegee het. Onmiddellik is die pasmaat weg. Die lewensmaat idee is nou weg. So, en die vrou blameer natuurlik die slang, maar die vrou kry 'n swaar oordeel. Die oordeel is, haar begeerte gaan wees om 'n man te hê. Nou, dis presies wat alle vroue se begeerte is. Alle jong vroue se begeerte, alle ongetroude vroue van oor al die eeue se begeerte is 'n man. Dit is in haar gesit. Die Here het dit oor haar uitgespreek. Maar nou is die realiteit is nie altyd so maklik nie. Maar ons sien iets anders wat gebeur het met die sondeval, en dit is, daar was 'n groot verlies. Die grootste verlies in die sondeval is die verlies aan 'n gemeenskap tussen God en die mens. En dit het vir die eerste keer iets veroorsaak wat nie net nie goed is nie, maar wat ook demonies kan wees. En dit is 'n innerlike eensaamheid. En 'n ander mens kan nie hierdie innerlike eensaamheid vul nie. Net God kan daai plekkie vul. En 'n persoon weer gereed maak en vol maak om as beeld van God te wees. Die tweede oplossing wat God het vir vrouens, nie vir mans nie, mans moet 'n Eva hê. Die tweede oplossing vir vrouens is, jy moet kinders hê en 'n gesin vorm. So dis 'n ander plek waar 'n vrou haarself kan uitleef om kinders te hê, en dan natuurlik begeerte na 'n man om die kinders te kan hê. En daai twee goed is 'n groot probleem vir enkellopende ongetroude vroue reg oor die hele wêreld, maar veral in ons westerse samelewing is alleenheid, eensaamheid baie groot, want ons lewe nie in gemeenskappe wat vir mekaar omgee nie. Ons lewe 'n lewe van individualiteit en selfsugtigheid. Dit is nie so in Afrika nie. In Afrika leef jy in 'n gemeenskapie, en 'n enkel persoon bly gewoonlik by iemand in 'n huis. So, dit is ook 'n oplossing van wat God het. Hy het dit alreeds in Exodus 1 vers 21 aangewend. Ons weet nou die babietjies wat gebore is, die seentjies. Farao gee vir die vroedvroue opdrag en sê, maak al die seentjies dood. Die vroedvroue is ongehoorsaam en hulle laat die seentjies lewe. En dan staan hierdie skrif in Exodus 1 vers 21. Omdat die vroedvroue God gevrees het hy huisgesinne aan hulle geskenk. En dit is 'n geweldige groot oplossing wat God het, dat selfs ongetroude mense kan in 'n
huisgesin bly. Nie noodwendig jou eie huisgesin, soos jou eie ma en pa en jou broers en susters nie, maar in 'n huisgesin wat aan God behoort. Psalm 68 vers 7 sê, God laat die eensames woon in 'n huisgesin. Nou ek het die eerste keer hierdie skrif gesien op 'n muur waar my ouma in die ouete huis was. God laat die eensames woon in 'n huisgesin, want daar in 'n ouete huis of 'n aftreeoord, as dit so is, eet jy ten minste nie alleen nie. Jy eet ten minste saam. En as jy eensaam voel, dan gaan jy net af en jy gaan sit daar onder waar al die kindertannie sit en jy kuier lekker saam met almal, dan voel jy nie meer so alleen nie. So, maar die oplossing van die Here is huisgesinne, om in 'n huisgesin te wees. So, nou het ons die vreemde geval van mense wat nie in 'n huisgesin is nie, en hulle word eensaam. So, wat is die verskil tussen alleen en eensaam? Alleen is 'n fisiese toestand van ek is alleen by myself. Ek woon alleen, ek gaan alleen badkamer toe, ek ry alleen in my kar, ek doen dit alleen. Die teenoorgestelde is tesame. Ek doen dit saam met iemand. Ek woon saam met iemand, ek ry saam met iemand, ek eet saam met iemand. Eensaam is 'n emosionele gevoel of 'n emosionele toestand wat jou laat voel asof jy geïsoleerd is en dit veroorsaak pyn. So dit is iets wat ingekom het in die sondeval en dit is 'n baie pynlike toestand en dit gaan oor gevoel. Hoe voel ek? Partykeer sê ek, maar dit is nie die realiteit nie, ek voel net so. En my se gevoel kan jy na die Here toe bring. So alleen is neutraal en mens kan kies om alleen te wees. Ek kies om alleen te wees. Almal het alleen tye nodig. Party meer as ander. Maar eensaam is 'n ongewenste negatiewe gevoel want iets ontbreek wat jy eintlik moes gehad het. So jy kan alleen voel partykeer sonder om eensaam te wees, maar jy kan eensaam voel terwyl jy omring is met mense. Jy kan selfs eensaam voel in jou eie huisgesin. Jy kan selfs eensaam voel in jou eie huwelik. So dis 'n gevoel van ek is geïsoleerd. So daar's verskillende redes vir enkellopend. Baie ongetroude mense sal sê dit is altyd 'n bietjie verbind met pyn. Die pyn van ek is nooit getroud nie. En dit is ek was dalk nie goed genoeg nie. Ek voel verwerp. Ek voel eenkant gegooi. Ek voel soos 'n derde wiel aan die wa. En al daai goed laat jou voel dat jy liewerster maar nie na mense toe moet gaan nie, dan bly ek maar liewerster eensaam. En dit grens baie aan selfbejammering. Selfbejammering is 'n sataniese manier om jou probleem op te los. Dis nie God se manier nie. Maar alles is self nog steeds baie pynlik. Ek behoort nêrens nie. En dan later in jou lewe vra jy, nou wie gaan vir my sorg? Dis 'n baie groot vraag wat baie mense vra. Dan is daar die pyn of die alleenheid nadat jy 'n lewensmaat verloor het. Aan die dood afgestaan het. En die eerste ding is, die behoort aan en my geborgenheid is weg. Nou het ek nie meer 'n lewensmaat nie, nou voel ek 'n bietjie verlore. Die tweede vraag is, wat is nou my identiteit? Ek kan nie nou self sê ek is getroud nie, ek moet nou vir mense sê, nee, ek is 'n weduwee of 'n weewenaar. En dan gebeur daar die eienaardige ding, jy verloor vriendskappe. Hoekom? Want paartjies nooi nie graag 'n enkel persoon om by hulle te kom kuier of by hulle te kom eet nie. Partykeer is daar kom ek praat dan die volgende een, die pyn of die eensaamheid of die alleenheid wat kom as gevolg van 'n egskeiding. Dis ook 'n verlies aan 'n lewensmaat. Dit gaan gepaard met selfverwyd, of jy voel verraai, jy voel skuldig, en jy voel jou kinders en jou kleinkinders neem jou kwaadlik, en dan is mense bang om jou in te nooi. Baie vrouens sê, hoor jy moenie dat hierdie vrou kom nie, sy soek net 'n man. Dan hou jy jou man mooi dat hy okay is, dat hy nie, dat sy oë nie moet ronddwaal nie.
Dis 'n baie verlate gevoel vir baie mense wat in 'n egskeiding betrokke was. Hulle het skielik nie meer vriende nie en hulle voel geïsoleerd, mense verwerp hulle, die kerk verwerp hulle, die gemeenskap verwerp jou en dan raak jy baie eensaam en dan begin soek jy op plekke wat nie gesond is om 'n maat te gaan soek nie. So wat is die uitdagings van enkelpersone? Dis nou alles wat ek vir myself al deurgewerk het. Die eerste ene, 'n uitdaging is familiebyeenkomste. Dan voel 'n mens uitgesluit. Jy voel, luister, ek behoort nie eers meer aan my eie familie nie. Hier kom ek alweer alleen hier aan. Hulle dek vir my 'n plek aan die tafel daar in die hoekie. Jy weet, ek moet nou net nie daar. So daar's 'n gevoel van ek is uitgesluit. 'n tweede groot uitdaging is Kersfees. Kersfees is die seerste tyd vir enkellopendes. Want almal is tesame met hulle families en hoekom nou ek is nou nie daar nie. En Kersfees is die grootste tyd van herinneringe aan dae wat lekkerder was. Toe ek saam met my man was, of toe ons dit gedoen het, of toe ek nog getroud was, of iets, daar is 'n baie seer tyd, en die meeste selfmoorde gebeur tydens Kersfees, van mense wat verskriklik alleen is. So my vraag is altyd aan 'n gemeente, in gesinne in gemeente, is, wie sit by jou Kerstafel? Is jy net jou en jy in my klein gesinnetjie? Of maak jy jou tafel oop vir mense? En daar's altyd mense wat ek sê, wat ek so bly is, as hulle sê, luister, kom, ons het 'n klomp mense kom kuier by ons. Ons het genoeg plek aan ons tafel. En dan nog 'n uitdaging van dit is 'n Sondagmiddagete is een van die alleenste tye vir enkellopendes. Jy gaan kerk toe, lekker fellowship, dan gaan almal huis toe en eet skaapbout en ek eet Kentucky Fried Chicken. En saam met dit kom laatmiddag, Sondagmiddag koffie. Dis die aardigste ding om daai 4 uur koffie alleen te drink. Want Sondag dink 'n mens aan die tyd toe jy kind was, jy moet terug gaan koshuis toe, so jy voel nou is jy weer weggegooi. So dis uitdagings. Vakansies is 'n groot uitdaging, want hoe hou jy alleen vakansie? So nou gaan kuier jy altyd saam by jou gesin of by jou kinders, en dis nie altyd 'n vakansie vir 'n enkellopende persoon om met jou kinders of kleinkinders of iemand anders te kuier nie. So hoe hou jy alleen vakansie? Nou wil ek net hierso sê, die mees genesende ding is wanneer 'n gesin 'n enkel persoon saamnooi, of 2 enkel persone en sê, kom hou saam met ons vakansie. Dan het jy wat alleen is, soos ek wat ongetroud is, begin voel ek is deel van 'n gesin, ek kan met kinders speel. Want 'n vrou mis dit om kinders te hê. So jy kan met kinders speel. 'n man mis ook om kinders te hê. Dit is nie so openlik daarmee nie. Maar om iemand op jou skoot te sit, maar vandag is ons baie versigtig vir enkellopende mans of enkellopende vrouens. En daar's allerlei goed, so mens moet gesonde vakansies of gesonde tye saam met gesinne het. Maar ek het net nog gepraat oor die identiteit. My identiteit is aan wie behoort ek? Wie is myne? Ek is nie nou meer 'n mevrou nie, of ek was nog nooit 'n mevrou nie. In Afrika was dit altyd die heel moeilikste ding. Want ek is nie 'n pastoor nie. Ek is nie 'n dokter iemand nie. Nou kom ek daaraan en sê hulle, hoe moet hulle my voorstel? Ek sê, noem net my op my naam. Nee, as jy nie dalk mevrou so en so nie, dan sê ek nee. En toe die oplossing gekom, ook jy suster. Okay, nou voel ek baie nonnerig, maar ek is nou suster. Okay, en dan pas ek daarom nou in. Want daar in Afrika is daar eintlik baie min ongetroude vrouens, want die kultuur is so dat vrouens jonk trou. Al is hulle nie gelukkig in 'n huwelik nie, jy is daarom getroud. Maar as jy ouer raak en jy verloor jou lewensmaak, dan is jy weer dan is jy dieselfde. En dan kan ek vra, met wie is ek in 'n verbondsverhouding? Want 'n verbondsverhouding het beloftes van versorging, wat versorging inhou. Met wie fellowship ek?
Wie is my maat, my maats, companions? Net om saam met iemand rustig te sit en jy hoef nie te kuier nie, net te sit en 'n boek te lees. Wie is daar? Is daar sulke mense wat ek dit mee saam kan doen? Dan kom ons by watter gevare is daar. Een van die groot gevare van enkelwees is afguns. Kyk na ander mense, ek sê, daai paartjie is so lekker gelukkig en verlief en saam, dan begin ek onmiddellik teruggaan na die selfbejammering. Hoekom moet ek nou alleen wees? Hoekom is daai? So dis 'n baie groot gevaar en dit kan oorgaan in bitterheid. Dan begin ek die Here beskuldig of ek beskuldig ander mense, ek blameer ander mense vir my ongelukkigheid en dit is 'n baie groot ding. So al hierdie gevoelens wat ek beleef, hoe kan 'n mens met Jesus hanteer? En dit is absolute menslike gevoelens. Dis nie, okay, moet ontken en sê, nee, ek het nou dit nie. Nee, jy sê dit is dit, maar dit is nie wat ek voel nie. So ek gaan dit verander. Ander gevare wat daar is vriendskappe met die teenoorgestelde geslag, as jy vroulik is, of jy is manlik, en jy het vriendskappe met die teenoorgestelde geslag, nie romantiese vriendskappe nie, platoniese vriendskappe, daar is altyd grense, sterk grense. Sterk grense, en dit geld ook van vriendskappe met ander vroue, en met hulle mans, of mans met hulle vrouens. Sterk grense, anderster kan jy nie, sê ek wil deel wees van 'n huisgesin nie. So jy en die Here trek jou grense. Hierdie onderwerpe praat ek nie met 'n man oor nie, en ek is nie alleen met 'n man in 'n huis nie, soos byvoorbeeld ek kuier graag by 'n vriendin van my, hulle gesin het my aangeneem, maar as sy nie daar is nie, dan sal ek nie alleen by die man in die huis wees nie. Ek sal nie alleen saam met hom in 'n motor ergens te ry nie. Al vat dit my dat ek dan nou 'n bietjie langer, so dit is ongerieflik, maar dit is 'n skerp grens. En dan is daar 'n gevaar van selfs vriendskappe met dieselfde geslag. Want vandag is daar 'n tydsgees wat heers, wat selfde geslag romantiese verhoudings goedkeur. So daar is altyd 'n grens van selfs my verhouding met vriendinne. En mans wat enkel is se verhouding met vriende. Daar is sterk grense van waar, en daai grense mag nie oorskry word nie, en is baie goed as jy as vriende jou waarsku en sê, ek tel iets op, wees versigtig. Dan sê jy, okay, kom ek kyk, en dan staan jy maar net terug en sê, okay, goed, hier moet ek net versigtig wees. Dan is daar 'n baie groot gevaar vandag, dit het eintlik meer te doen met mans, maar dis ook by vrouens, en dis seksuele selfbevrediging. Dit is iets wat, ek gaan nie oor dit praat nie, almal weet wat dit is. Dis verskriklik gevaarlik en die woord is bly weg. Want dit laat jou eensamer voel as ooit tevore, want God het nie wil hê dat ons onsself so moet lief hê nie. Daar's skuldgevoelens, dis verslawend, dis demonies, en die ergste van alles is, dit vernietig jou verhouding met Jesus. So, daar is 'n groot grens, en sê daarin pornografie glad nie, nooit, nêrens nie. Dan is daar behoeftes, wat 'n mens, wat net 'n normale behoefte is, en wat baie selde of moeilik hanteerbaar is, en dit is, ons het almal 'n behoefte aan aanraking. En dis hoekom baie mense 'n dier het, net om 'n dier te hê wat jy kan vashou. Aanraking soos 'n drukkie is verskriklik belangrik. Mens kan nie sonder aanraking nie, en daar's baie alleen mense wat 'n verskriklike behoefte aan aanraking het en dit nooit kry nie. En ek het ook 'n behoefte aan aanraking om by 'n man 'n drukkie te kry. Kyk, toe my pa nog geleef het, was dit maklik, of my broer. Maar dit is daar. Maar baie versigtig. En dan om iemand se hand vas te hou. Julle weet nie hoe julle die wat getroud is weet hoe 'n troos is dit om net iemand se hand vas te hou. Of om iemand 'n soen te gee. 'n Soen is 'n baie persoonlike ding.
So ons beveel dit nou nie oral aan nie, maar dit is 'n behoefte. En dan wat is die gevaar van diere? Diere, daar in die Bybel is daar 'n gevaar van diere wat beskryf word, wat ek nou nie die naam van gaan noem nie, dis nie dit nie. Maar ons moet altyd onthou, God kon nie 'n diermaat vir Adam vind nie. So, daar is 'n gevaar van diere dat ons te afhanklik raak van 'n dier om my behoeftes te bevredig. Dan is daar nog 'n behoefte en dit is om in iemand se oë te kyk. Julle weet, as iemand in jou oë kyk, dan weet jy, hy sien jou raak, of sy sien jou raak. En ons wil almal raak gesien wees. So baie keer, as mense alleen is, mense kyk weg, of hulle vermy jou oë, of iets, daar's onmiddellik 'n gevoel van verwerping, en dit is eintlik onnodig. En dan is daar 'n behoefte om onthou te word. Om onthou te word vir etes, vir kuiers, vir families, vir pret, vir saam nooi om saam te kom speel of pret te hê of wat. Ons het dit almal nodig en jy wil ook onthou word. Onthou net, ek is ook daar. Nou my ding is, as iemand my nie nooi nie, dan nooi ek myself. Okay? En dit is ekstroverte mense wat hulle self kan nooi. Introverte kan dit nie eintlik doen nie, dis wel baie moeilik. En mense so, ja kom, en dan is dit baie lekker, of ek nooi 'n klomp mense, as jy nou natuurlik 'n huis het in 'n plek, en sê, kom kuier 'n klomp by my. En dit is die heerlikste ding vir iemand wat alleen is. Goed, wat is die oplossing? Die oplossing is dat ons ordentlike vriendskappe moet hê, en ek wil nou met kerkmense praat. Vriendskappe is dikwels oppervlakkig en selfsugtig. Net dit wat ek nou wil hê, ek het jou nou nodig, nou praat ek met jou, en dan gaan daar maande verby, en dan gee ek geen aandag aan jou nie. Vriendskappe moet onselfsugtig wees, konstant, voorspelbaar en tydloos. As ek 'n maand gelede met jou gepraat het, en ek praat nou weer, dan wil ek daai selfde vriendskap hê. So ek moet aan die vriendskap bou. Mens moet vriendskappe wat jy het, moet jy koester. En van enkellopendes, bou vriendskappe met gesinne, bou vriendskappe met vriende se kinders, word deel van hulle lewens, bid vir hulle en wees beskikbaar. Sal nie glo hoe baie getroude mense het iemand nodig wat net beskikbaar is en sê, hoorie, kan jy my dalk met hierdie ding of daai ding help? Dan sê ek, ja, ek is beskikbaar. Jy weet, so daar is 'n manier hoe 'n mens vriendskappe bou wat jou 'n onmisbare deel maak van gesinne. En vir getroudes, nooi enkel mense uit. Maak vriende met hulle en laat hulle tuis voel. Dan die kerk moet eintlik 'n bediening hê aan enkellopendes, maar dit is vreeslik skaars in die kerke. Dit weet ek. So ons kerke in vandag se lewe in Suid-Afrika is nie 'n gemeenskap nie. Ons eet nie saam nie, ons eet baie selde saam, en ons kuier nie saam nie, ons doen nie goed saam nie, ons gaan nie saam see toe nie, ons het nie 'n manier wat 'n mens gewone gesin bou, is nie in die kerk nie. So ons word nie regtig familie van mekaar in die kerk nie. As ek nou dink aan Egipte is, die kerk is so afhanklik van mekaar in 'n moslim gemeenskap, dat hulle is verskriklik heg. Almal weet alles van almal af, en almal help as daar iets is. So ons moet leer om onselfsugtig te dink. En dan die heel belangrikste ding wat ek sê vir enkellopendes, kweek fellowship met Jesus. Dis die belangrikste. En die skrif wat ek hier het is Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Enige persoon, of jy nou getroud is of ongetroud is, jy moet tot rus kom by Jesus. Dat neem hierdie al ewige gesoek na iets wat my kan bevredig, wat nou my probleem kan oplos,
dit neem dit weg. Want jou eerste persoon na wie jy gaan is Jesus. En jy kan vir hom net sê, Here, ek wil dit neem, en hy neem 'n behoefte weg. Hy vervul 'n behoefte, nie altyd soos wat ons dit wil hê nie, maar almal van ons behoort aan Jesus. Dis ons eerste behoort. Aan wie behoort ek? Ek behoort aan Jesus. En ek kan vir hom vra, help my. 1 Korintiërs 3 vers 23 sê, julle behoort aan Christus, Christus behoort aan God, en daarom behoort ons ook aan God. So ons behoort klaar aan 'n klein huisgesinnetjie. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En Jesus is ons ouer broer. Ek onthou eendag toe sê ek vir Jesus, Here, ek kom nou met 'n mensprobleem na u toe. Onthou u toe u op aarde was hierdie vir u 'n probleem. Ek het nou hierdie probleem en u is my ouer broer en ek vra, help vir my om aan 'n oplossing te dink vir hierdie probleem. En toe ek sê, u is my ouer broer, toe voel ek onmiddellik hoe dat ek nie meer alleen is nie. Ek is nie alleen nie, want hy weet hoe werk 'n gesin. Hy weet hoe moet dit werk in mense se lewens en hy kan vir my help om daai ding te hanteer. Enkel en tevrede is altyd die vraag, as weet iemand hoe ek voel? Wel, Jesus weet. Jesus was ook verlate en alleen. Hy was ook alleen in die woestyn met sy 40 dae wat Satan hom versoek het. Hy was baie alleen in die tuin van Getsemane en hy was baie alleen aan die kruis, toe al sy vriende weggehardloop het en sy vader was nie daar nie. Hy weet hoe dit voel om alleen te wees en hy het 'n oplossing. Die oplossing wat hy vir my gegee het is, vind uit, wat is jou God gegewe roeping? Elke persoon is deur God geskape met 'n doel. En God weet van jou. Hy weet waarvoor het hy jou geskape. Hy weet alles van jou lewe af. As jy getroud is, weet hy hoe lank gaan jy saam met 'n man of 'n vrou lewe. Hy weet hoeveel kinders gaan jy hê, hoeveel kleinkinders, agterkleinkinders tot in die hoeveelste geslag. Weet hy alles. Hy weet alles van jou eie gedagtes voor jy dit nog dink. Hy weet alles, hoe voel jy, en die Heilige Gees woon in jou, en hy voel dit wat jy voel, ook. So, hy weet wat is sy plan met jou. En partykeer kies mens 'n lewensmaat, en dan is dit nie eintlik God se plan met jou nie. So, vind uit waarvoor het God jou geroep. En dan die tweede ding is, gee jouself volkome aan Jesus. Total surrender. Gee jouself oor aan hom, dat jy nie meer aan jouself behoort nie. Selfs al is jy getroud, moet jy dit doen. En dan is daar iets wat die Here in die Bybel ingepraat het. En dit is die goddelike genadegawe van ongetroud wees. Jesus het 'n gesprek gehad met die mense oor God haat egskeiding. En dan sê hulle, ja, maar Moses het vir ons 'n skeibrief gegee. Dan sê God, dit is nie van die begin af so nie. God het man en vrou geskape, en wat God saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. En dan sê die disippels vir hom, as die saak van 'n man met 'n vrou so is, dan is dit wenslik om nie te trou nie. Dan sê Jesus vir hulle, almal vat nie hierdie woord nie, maar net die aan wie dit gegee is. Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, heel waarskynlik kan hulle nie kinders hê nie, wat van die moederskoot af so gebore is, persone wat deur mense onbekwaam gemaak is, baie slawe is ontman dat hulle nie kan kinders hê nie, en dan is daar persone wat hulle self onbekwaam gemaak het, terwille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat. So hier praat hy van 'n spesiale gawe wat in sy koninkryk nodig is. En dis 'n gawe om nie getroud te wees nie. En Paulus praat ook daaroor. Hy praat ook oor die huwelik, egskeiding en ongetroud wees. In 1 Korintiërs 7 vers 7 sê hy,
Ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander ene weer anders. En dan praat hy 'n baie mooi woord, wat my vreeslik troos. In 1 Korintiërs 7, vers 32 tot 40, sê Paulus, ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy of sy die Here kan behaag. Die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy of sy haar man of vrou moet behaag. So, by getroude mense is daar altyd iemand anders aan wie jy moet dink, voordat jy op die Here se pad kan loop. Jy moet altyd in ooreenstemming kom en saam vra of toestemming vra, kan ek dit of daai doen, maar die ongetroude het glad nie daai probleem nie. En ek weet byvoorbeeld, ek was baie vir lang tye in ander lande, moeilike lande, en as ek daar is ek net daar. Ek dink nie aan my huis nie, ek dink nie, hoe gaan dit met my man, hoe gaan dit met my kinders, is my kleinkinders gesond nie. Ek het geen sorge van die lewe, wat my aandag aftrek, om nou my volle aandag te gee, aan dit waar die Here my voorgestuur het, om te gaan doen nie. En dit is die grootste vryheid, wat ek kan sê, wat 'n mens het, in die koninkryk van die hemel, om net vir die Here te vra, wat sê u? En jy kan dit doen sonder om iemand anders te vra, is dit reg met jou as ek dit gaan doen, of hierdie gaan doen? So, daar is iets wat die Here in sy liggaam ingebou het, en dis enkel persone vir wie hy opdragte het, wat nie gevul kan word deur getroude mense met gesinne nie. En dan gaan hy aan in vers 35 sê Paulus, dat julle nie moet trou nie, hy sê, dit is tot julle eie voordeel, met die oog op 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. So ek weet nie wie van julle het die vryheid om vir 40 dae in 'n woestyn af te sonder en op die Here te wag, sonder 'n care in this world. Soos wat Jesus was, toe hy gaan voorberei het vir sy bediening. En soos wat baie monnike en nonne in die vroeë kerk van die middeleeuse kerk gaan afsonder het en groot goed vir die Here gedoen het, as hulle daar uitkom. Want getroude mense het nie die vryheid om dit te doen nie. Hulle kan 'n kort tydjie van mekaar weg wees en dan is daar weer die verantwoordelikheid. So die Here gee vir mense iets wat jou so vervuld maak, dat jy nie die behoefte het en dink die hele tyd, nou soek ek 'n man of nou soek ek 'n vrou of wat dit is nie. En die kerk moet hierdie mense raak sien en sê, hierdie mense is nodig in ons gemeenskap. En ons moet vir hulle sê, kom wees deel van ons, kom bring julle gawe, beoefen die gawe wat die Here vir julle gegee het. So baie sendelinge in moeilike lande is alleen, is moeilik om 'n gesin saam te vat na lande waar mens kan dalk doodgaan vir jou geloof, en daarom het die Here baie mense uitgestuur. Wat is die doel van so 'n goddelike genadegawes? Romeine 11 vers 29 sê, die genadegawe en die roeping van God is onberoulik. Hy trek dit nie terug nie. Ek kan vir julle sê, daar's min jong mense wat wil bid en sê, Here, het ek dalk hierdie gawe? Nee. Jy begin dit eers later bid as jy agterkom, okay, nee, hier is iets anders in my lewe. So ons is een liggaam, ons het almal verskillende gawes en ons moet mekaar met so 'n gawe dien. En dit is een van die grootste vreugdes. Die vryheid van ongetroud wees in 'n gemeente, as die gemeente verstaan, in 'n bediening, in 'n sendingveld. En dink aan Anna, wat net 7 jaar getroud was en die res van haar lewe in aanbidding en vas in die hemel was, en die Here wys vir haar, wie is die Messias, toe hulle hom kom toewy. So, ek wil vandag
sê, daar's verskillende goed wat ons almal moet doen. Maar een ding wat ek gereeld doen, ek gee myself gereeld as 'n offer aan die Here. Paulus sê hy word uitgegiet. Offer jouself aan die Here. Aanvaar die gawe. Dra die kruis van alleen wees. Sê dankie vir die alleen wees. Dis eintlik 'n groot ding. Dis 'n oorgawe van jou wil. Dis onvoorwaardelike vertroue en afhanklikheid en om met 'n vreugde die Here so te dien. En dan word jy vir al die ander mense rondom jou ook 'n vreugde. So offer jou gehoorsaamheid aan Jesus in 'n totale oorgawe, sonder berou, sonder klagte, maar met ondersteuning van die liggaam van Jesus. Augustinus het gesê, Here, U het ons vir U self gemaak en ons harte is rusteloos totdat ons rus in U vind. So ek wil nou net graag bid vir ons. Sluit ons af. Here Jesus, U was ook 'n enkelloper op aarde. Maar ons weet daar's 'n skrif wat sê vir die vreugde wat U voorgehou het U die kruis verduur. En ons weet wat is die uiteinde van hierdie vreugde. En dit is in Openbaring openbaar dat U het 'n bruid wat vir U wag. En almal van ons as Christene, ons is ook op pad na hierdie vervulling van U behoefte en van U hart. Ons is nou reeds in hierdie verhouding met U. Ek wil nou bid, Here, vir elke persoon hier en wat luister, wat enkellopend is, ongetroud, alleen, dalk eensaam voel. Ek vra dat U vaderskap en U heerskappy aan hulle openbaar. Dat hulle vreugde sal vind in U. Dat hulle eerste verhouding vind in U. 'n geborgenheid, hulle behoort aan, hulle identiteit vind in hulle verhouding met U. Ek vra dat U al die pyn van die eensaamheid, alleen wees, sal wegvat, vir hulle sal verlos en bevry daarvan, dat U vir hulle 'n tevredenheid, 'n geborgenheid gee, wat vreugde bring. Dat U hulle lewens aanraak, dat U hulle roeping sal openbaar, en dat hulle vreugde vind, soos wat U vreugde in hulle het. Ek wil dit kom bid. Ek bid vir die kerk van Jesus Christus, om 'n begrip te hê vir enkel persone. En te sê, kom ons ondersteun julle, kom ons stap met julle 'n pad. Kom ons neem julle in. Ek vra dat U al die selfsug uit die kerk sal ontbloot en wegvat, Here. Dat ons 'n gemeenskap van gelowiges is, wat baie saam aan 'n tafel kan sit. Dankie dat U 'n Vader is, wat vir U huisgesin uitkies. En dat ons eendag vir altyd saam met U gaan wees. Ons sien uit daarna. Dankie Vader, in Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig.